Goeiedag luisteraars. Die wêreld is tans op sy kop met oorloë tussen 'n paar lande, maar dit is nie waaroor ons vandag gaan gesels nie. Ons gaan bietjie gesels oor geestelike oorlogvoering, of soos meeste dit ken as spiritual warfare. Die konsep van geestelike oorlogvoering is die werklike, onsigbare konflik tussen goed en kwaad. Ons as kinders van God veg daagliks teen versoekinge, sonde en geestelike magte. Ons weet ook dat die vyand kom en fluister leuns in ons ore, wat gaan neskop in jou gedagtes, in so 'n mate dat jy dit sal kan begin glo as jy nie onder beskerming is nie. Hy probeer jou isoleer van ander gelowiges af, hy verwyder jou van die woord van God af, en hy meng in met jou gebedstyd in jou binnekamer, om iets anders vir jou meer aanlokliker te maak. Want sy motief is, dat jy jou identiteit sal vergeet in Christus, en so wen hy jou siel. Hierdie geveg behels, dat ons twyfel en misleiding sal weerstaan, en die keuse sal maak om eerder staat te maak op ons geloof in Christus, die waarheid van God te volg, en so elke geestelike geveg te oorwin, as wat ons gaan staat maak op ons eie kragte. Maar hoe doen ons dit? Kom ons lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18, en dan gaan ons kyk na 'n paar belangrike punte. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in gees, en juist daartoe, waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons kry ons eerste instruksie in vers 11, waar Paulus skryf dat ons kragtig moet word in die Here, en dat ons God se volle wapenrusting moet aantrek, nie net halfpad of 'n gedeeltelik nie, maar die volle wapenrusting. Paulus noem ook nie van enige ander wapenrusting, behalwe die wapenrusting van God nie. Kan jy onthou toe koning Saul Dawid probeer aantrek het met sy wapenrusting? Dit was te swaar en te ongemaklik vir Dawid, en dit verwys ook na die mens se eie krag. En net so gaan iemand anderste buiten God se wapenrusting vir jou te swaar en ongemaklik wees, omdat dit uit eie menslike kragte gaan wees. En hoekom is dit belangrik dat ons God se wapenrusting moet aantrek? Want dit sal jou help om staande te kan bly teen die liste en die strategieë van die duiwel. Jy gaan dit nie regkry uit jou eie of uit iemand anderste se krag nie. God se woord sê vir ons, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, dit is nie teen die vleeslike of menslike nie, alhoewel die vyand mense gebruik vir sy vuil werk. Maar vers 12 sê vir ons presies teen wie is ons stryd. Eerstens, ons stryd is teen die owerhede. Hulle is die wesens wat die hoogste range en orde van Satan se koninkryk is. Tweedens, ons stryd is nie teen die magte nie. Wie is hierdie magte? Hulle is die rangleer wat direk onder die hoogste range van Satan se koninkryk beweeg. Derdens, is ons stryd teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie wêreld. En dit is hulle wat die instruksies en opdragte uitvoer wat van die magte afkom. Laastens is ons stryd teen die bose geeste. Dit is al die demoniese geeste wat in die lug rondswerf. Ons gaan nie vandag dieper in hierdie 4 helms in nie. Ons gaan vandag fokus net op die wapenrusting van God. En as gevolg van dit wat ons in die gesig staar, en dit wat ons geestelik moet face, ontvang ons die hulpbronne, die wapens, om weerstand te bied. Met ander woorde, jy gaan nie ingee teen enige onheil, of die kragte van die duisternis nie.
God se wapenrusting word vir ons spesifiek uiteengesit. Die eerste wapen is die gordel van waarheid. Wat is hierdie waarheid? Dit is die waarheid van die kruis van Jesus Christus. Jesus sê in Johannes 14:6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Met ander woorde, jy staan nie in jou eie waarheid nie, maar in die waarheid van Christus Jesus. Jy beklee jouself met die waarheid, en daarom sal niemand jou kan skei van die liefde van Christus. Want jy is omgord met die waarheid. Jy staan dan ook vir die waarheid van God in 'n wêreld wat gevul is met leuns. Hierdie gordel dra jy om jou middel, nes 'n soldaat, en hou hierdie beld, die soldaat se borswapen, aan holster vir sy swaard vas. Tweedens is daar die borswapen van geregtigheid. Die geregtigheid is niemand anders as Jesus Christus, wat net deur die kruis kon gekom het nie. Die borswapen beskerm ook die mees belangrikste en mees vatbaarste orgaan binne jou, en dit is jou hart. God se woord sê reeds vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En ons lees in Jesaja 59:17, for he, the Lord, put on righteousness like a coat of armor. So wat gebeur as jy geregtigheid aantrek? Jou hart word bewaak, omdat daaruit die oorsprong van die lewe is. En dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Kan jy sien ook hoekom dit belangrik is om die woord van God te mediteer, te ondersoek, te bedink en Heilige Gees te vra vir openbaring in die skrif wat jy gekry het? Derdens, trek ons die skoene van bereidheid aan vir die evangelie van vrede. Die vrede wat net deur die kruis kon gekom het. Met hierdie skoene van bereidheid aan ons voete, sal ons bereidwillig kan wees om die goeie nuus, die evangelie van Christus, met ander te kan deel. Ons moet derentyd gereed wees om verantwoording te doen, aan wie ook al rekenskap eis van die hoop wat binne in jou gedra word. Jy mag dalk dink, dit is nie in jou om die evangelie te verkondig nie. Maar dink vir 'n oomblik aan Jesaja. Hy het ook daardie skoene van bereidheid aangetrek, al was hy 'n man van min woorde. Dit is wanneer jy dink jy is swak, maar die krag van Christus in jou maak jou sterk. Kyk wat sê Jesus, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle kan skade aandoen nie. Volgende neem ons die skild van geloof op. Jou geloof in Christus is die kruis, en deur hierdie skild van geloof is dit die enigste manier dat God en selfs Satan jou geloof sal herken, omdat God en Satan na jou deur die kruis sal kyk. Dawid sê, wanneer hy omring word deur sy teenstanders, is God sy skild. Net so is God ons skild teenoor ons teestanders, want geen wapen wat teen jou gebruik word, sal suksesvol wees nie. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser vir jou. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en sonder die skild is dit onmoontlik om die vyand te weerstaan. Want onthou jy, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dan sit ons die helm van verlossing op, en hier het ons geloof nodig om dit te kan doen. Die helm het te doen met die vernuwing van ons gedagtes, wat net gedoen kan word deur te verstaan dat alles wat ons ontvang ons van die Here, wat net deur die kruis gekom het. Hierdie helm is baie belangrik, omdat dit jou gedagtes en jou denke beskerm, want dit is die eerste plek waar die vyand gaan probeer om jou te belieg, deur leuns te saai in jou denke, en jou so dan mismoedig te maak. Daarom sê die woord van God vir ons in Kolossense 3, om die dinge van daarbo te bedink. Ons moet dit mediteer dag en nag, en dit beteken nou nie dat jy 24 uur per dag met jou Bybel gaan sit of onder die arm loop nie. Dit beteken net dat jy gaan bedink en mediteer op die woord wat jy die oggend gelees het, en vra Heilige Gees om hierdie skrif wat jy ontvang het, aan jou te openbaar, en so gaan die woord van God vir jou begin oopmaak, lewend raak, en dit gaan vir jou sin maak. Dit is belangrik dat jy dan staat gaan maak op daardie skrif wat jy ontvang het, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Daarom moet ons elke gedagte wat nie van God af is nie, gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Volgende neem ons die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Hierdie woord van God is die evangelie, die verhaal van Jesus Christus aan die kruis. Dit help ons as gelowiges om die evangelie boodskap te verkondig, maar nog meer, hierdie swaard is tweesnydend tussen murg en been.
Die Passion Translation beskryf dit as 'n razor-sharp sword. Die Griekse woord hiervoor is machaira, wat 'n Romeinse vlamskerp swaard was, wat net in intieme gevegte gebruik was. Ons moet leer hoe om die swaard, die woord van God te gebruik, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Die woord van die Here sê, word kragtig in die Here en in sy sterkte. Kon jy al agtergekom het met wie jy eintlik bekleed word deur die wapenrusting van God? Jy word bekleed met Christus, ons verlosser, wie God aan ons gegee het, nie net om aan 'n kruis te kom hang nie, maar ook om ons sterkte en 'n vaste rots te wees. Hy wat die een is wat ons beskerm. Galasiërs 3:27 lees ons, julle is met Christus bekleed. Dan nog 'n belangrike wapen is gebed. Dit is nie net 'n gebrabbel van lang uitgerekte mooi woorde nie, maar dit is jou intimiteit met die Here, jou binnekamer verhouding, jou gesprekke met hom wat dit genootsaak. Vers 18 van Efesiërs 6 sê, bid in gees met smeking. Party vertalings praat van pray passionately, pray on all or every occasion, pray with specific requests. Met ander woorde, jy kan jou gebed spesifiseer, dit op die naam noem. Pray in every season. Jy het teen hierdie tyd nou al 'n prentjie gekry van hoe om te bid in gees. Daar is 'n hele paar skrifte wat praat van bid gedurig, bid aanhoudend. Prayer is the key that unlocks doors. Daarom bid sonder ophou. Met ander woorde, jy kan aanhou bid tot jy jou antwoord van God ontvang het, of dit nou negatief en of dit positief is. Laastens, wees waaksaam met volharding. Met ander woorde, wees sensitief vir wat Heilige Gees begeer of behoefte is tydens jou interaksie, gebedstyd met die Here. Wees sensitief vir dit wat Heilige Gees aan jou wil openbaar en skryf dit neer. Deur te bid in alle tye, te waak met volharding, word gebed bekroon met alle wettige pogings. Met ander woorde, dit wat die wil van die Here vir jou is, en gee dit jou die vreugde van oorwinning waar niks anders dit vir jou sou kon gee nie. Prayer is not to be intermitted. Met ander woorde, gebed moet nie onderbreek word nie. Dit moet altyd derentyd ononderbreekbaar gedurig deur wees. Neem nou sy liggaam en sy bloed en hou dit in jou hande. En soos dit jy dit gaan inneem, dan onthou jy, met die volle wapenrusting van God, het jy die autoriteit oor die vyand in alle opsigte, range en ordes van die duisternis ontvang. Deur Jesus se liggaam en bloed is Satan reeds verslaan. Daarom kan jy veg in oorwinning en nie uit vrees nie. Ons as gelowiges sit reeds saam met Christus in hemelse plekke. Deur die liggaam en bloed van Jesus het vrees geen wettige houvas of reg op jou lewe nie. En onthou, autoriteit vloei vanuit gehoorsaamheid en geloof. Deur die bloed in die liggaam van Jesus kan jy weet jy is geliefd, jy is vergewe en jy is uitverkies. Jy kan weet dat die woord van God 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad is. Jy kan weet dat aan jou word gegee die volle wapenrusting van God. Jy kan weet, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En daarom kan jy hom weerstaan. Jy kan weet, in hierdie geestelike oorlogvoering veg jy nie alleen nie, want die Here sal jou help. En ons weet ook, dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat die Here liefhet. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons met U bekleed kan wees, deur die wapenrusting van God wat hy aan ons gegee het. Dankie dat ons nie slagoffers van die vyand en sy bendes hoef te wees nie, maar dat ons kan triomfeer oor 'n geveg waaruit ons as oorwinnaars kan opstaan. Dankie Jesus dat ons nie kragteloos hoef te voel nie, want al voel ons swak, sal U sterkte in ons geopenbaar word. Here, ons verklaar dat elke geestelike aanval teen ons gedagtes reeds oorwin is en onder die autoriteit van God ingebring is deur die kruis. Ons maak elke stem van vrees, verwarring en angstigheid stil, wat probeer opstaan teen die vrede van Christus in ons. Here, ons gedagtes is beskermd, vernuwe en geanker in die waarheid, want geen wapen wat teen ons sal opstaan, sal iets kan vermag nie, want ons is bekleed met Jesus Christus in die wapenrusting van God. In Jesus naam, amen.